Sy. Hallo mense, welkom by episode 16. Ek en Arthur gaan vanaand vir julle, wel is aand by my, is dag by jou, ons gaan vir julle 'n bietjie vertel vandag interessante dinge. Arthur, as jy gou vir ons gaan oopmaak met gebed, OK. ek sommer inspring. Vader, ek dank U vir hierdie geleentheid om nog 'n video te kan maak en om nog mense te kan bereik. Vra asseblief dat U hierdie video sal seën en bid dit in Jesus naam. Ja, Arthur, ek dink is hoogtyd dat ek en jy hierdie video doen. Daar's so baie mense wat mislei word op die oomblik deur vals predikers, nie net wêreldwyd nie, maar veral in Suid-Afrika. En hierdie ding druk nogals hard op ons albei en ek dink is tyd dat ons miskien hierdie mense ontbloot, jy weet, want ons praat hier van mense se siele wat hel toe gaan. Ons praat hier van ernstige dinge. Ons praat hier van mense wat nie die evangelie kry wat hulle moet nie. Listen to me like you've never listened to me, ever in your life. We have got to lay our lives down for the purposes of God. This is not a Sunday school picnic, the Church of Jesus Christ. This is not an invitation to have continuous good times. This is a war for the souls of men. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building saying, "Run for your life," at their own peril. And in some cases, I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God. I said, "God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in the falling tower." We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and saying, "Run for your life." Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run! Run from gospels that only focus on self-improvement. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Don't touch the unclean thing. Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin. There's no mention of the blood of Jesus. Run! It's unclean. Run! Run from churches where you're comfortable in your sins. If you come into the house of God and you've got sin in your life and you're not convicted of it, you're at a table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run! Run from those who preach division between races and cultures. Run! Run! Get out! Turn it off! Get away from it!
They know nothing of God. Run from ungodly, spasmodic movements and endless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Run! 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 Ja, die evangelie is in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. En Paulus sê daar dat as jy glo met jou hart Jesus Christus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en na die derde dag weer opgestaan het uit die dood volgens die skrifte, sal jy gered word. Maar nou is al baie ouens wat of hulle sit jou onder die wet, ons moet nog die 10 gebooie onderhou en ons moet die feeste vier, en dan sal die ander ouens wat nie glo aan dit nie, maar hulle laat jou glo dat jy moet werk ook vir jou redding. So jou redding kom nie net deur geloof nie. Dit kom deur werke plus geloof, wat nie die waarheid is nie. Ja, en jy weet, ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die grace, ons is in die grace dispensation, jy weet, ons is onder genade, en jy weet, jy kry hierdie ouens wat, hulle is net hierdie legalists, jy weet, jy moet dit doen en jy moet dit doen, anders gaan jy jou redding verloor. En ons baie van hulle in Suid-Afrika, jy weet, en dis verkeerd, jy weet, as God jou gered het, as Jesus jou gered het, en jy het sy evangelie aanvaar, en dit wat hy vir jou in die kruis gedoen het, dan is jy gered. Jy hoef niks te doen om gered te bly nie. Jy weet, dan gaan ons na werke toe, en jy weet wat in Efesiërs 2 vers 8 en 9 staan, jy weet, ons is nie gered deur ons werke nie, dit is 'n gawe van God. Ja, en weet jy wat, Werner, baie mense dink, dis net die 10 gebooie, dit is die enigste wette van God in die Ou Testament. Maar dit is nie so nie, daar is 613 wette, die 10 gebooie is die top 10, dit is die top 10. Jy kan nooit al daai wette onderhou nie, en as jy een wet probeer onderhou, moet jy almal onderhou, jy kan nie net onderhou wat jy dink jy wil onderhou, jy weet wat vir jou gemaklik is. As jy een wet wil onderhou, dan moet jy almal onderhou, en dan moet jy besny word, mans moet dan besny word. So ja, ek wil net ietsie hierso lees, uit die Bybel uit, Romeine 3 vers 19, vanaf vers 19 tot 20, 19 en 20. En dit in die Afrikaanse Bybel uitlees, ek hou nie van enige ander vertaling behalwe die King James nie, want ek voel, ek het al baie gekyk, daar is te veel verskille vir my, en goed wat glad nie dieselfde is nie, en goed wat weggevat. Maar ek gaan dit nou in die Afrikaanse Bybel uitlees. Ek het gaan kyk in die King James, en dit stem ooreen. Romeine 3 vers 19 en 20. Ons weet dat die wet van toepassing is op almal wat onder die wet is. Daarom kan niemand van ons verweer nie, en is die hele wêreld skuldig voor God. Niemand sal dus op grond van wetsgehoorsaming voor God vrygespreek kan word nie. Hoe beter ons die wet van God leer ken, hoe duideliker blyk die werklikheid van ons sonde. Nou dit wil sê,
Daar sê dit, niemand sal Ja. dus op grond van wetsgehoorsaming geregverdig word, vrygespreek word. Daar staan dit. Deur die wette gehoorsaam gaan jy nie vrygespreek word. 21. Maar nou het God vir ons 'n ander weg bekend gemaak, waardeur ons sy vryspraak kan verkry. Nie deur wetsgehoorsaming nie, daar sê dit weer, maar langs die weg waarvan die skrif al lankal getuig. Nou, die skrif getuig al lankal van Jesus wat gaan kom en wat vir ons gaan redding gee deur geloof. Nou, hierso sê dit, nie deur wetsgehoorsaming nie, maar deur Jesus Christus. Daar is dit baie duidelik. Dis een stukkie uit die Bybel uit. Die hele Romeine vertel vir jou dat jy kan nie in die hemel kom deur die wet. Maar Arthur, daar's mense wat nog steeds so vashou aan die wet en is daar enige mense wat jy sou ons kykers sou teen wou waarsku, wat hulle vanaf moet wegbly en hulle het mooi moet luister voor hulle, obviously mense met hulle eie besluite maak, maar ons is hier om julle te waarsku. Ja, daar's ouens, Frik Weideman van Tabernacle Ministries, hy is onder die wet daai, en ek sien so baie van my vriende op Facebook, wat daai kanaal volg, en wat luister na wat hy sê. En hy's 'n valse leraar. Ek sê dit reguit, hy's 'n valse leraar, want hy wil almal weer onder die wet sit. Hoekom lees hy nie daai versies wat ek nou net gelees het? Wat gaan hy vir my sê as ek hom konfronteer met daai versies? Wat gaan hy dan vir my sê? Gewoonlik sal hulle jou nie of hulle sal jou nie terug antwoord as jy hulle konfronteer met daai. Want hulle is valse leraars. Daar's 'n ander ou, Roy Strauss. Roy Strauss, wat ek kan aflei van hom, is nie 'n ou wat jou onder die wet nie. Hy doen eintlik, maar nie op so opsigtelike manier. Maar Roy Strauss sal vir jou sê, jy kan jou redding verloor, as jy nie volgens God se wil leef. En hy sal vir jou sê, as hy jou tot bekering lei, dat jy moet draai van jou sondes. Dit is nie die waarheid nie, jy sal nooit kan op ons sonde. Jy kan nie draai van jou sonde af nie. Eers moet jy tot redding. Na dit sal die Heilige Gees waarmee God jou geseël het, sal hy jou tot 'n heiligmakingsproses lei. Maar dit gaan jou nie red. Ja, jy kan nooit vir elke liewe sonde wat jy pleeg, ek meen, jy het 30.000 gedagtes 'n dag. Wie vir my sê, elke ene daar gaan nie een wees wat nie sondig is nie. Jy weet, dis hoekom ons glo, as jy gered is jy gered. En, jy weet, ek weet die woord sê, redding sonder werke is dood, maar dit is na Jesus gesterf het aan die kruis. Dit beteken jou werke, dis wat die Heilige Gees vir jou gee. As jy nie die Heilige Gees goed gebruik wat die Heilige Gees vir jou gee nie, is dit dood. Maar dit beteken nie jy verloor jou redding nie. Dis waar. Ek meen, ek sê dit nou nie om aandag te trek hierso nie, maar ek en jy doen die video's. Ons verkondig die evangelie, ons verkondig die evangelie oral waar ons gaan uit in die strate en ons verkondig die evangelie. Ons staan nie op die straathoeke en skree nie, maar ons praat met mense op straat. En dit red ons nie. Ons doen dit nie om eendag die koninkryk van God te sien. Ons doen dit vir belonings en dit is elke Christen, elke ou wat homself 'n Christen noem se werk om die evangelie te verkondig. Ons doen dit want ons wil dit doen, ons wil siele gered hê. Dit is deur God vir ons gegee om te doen. Dit is ons werk, maar dit red ons. En we gaan weer teruggaan na Efesiërs 2 vers 8 en 9, daar staan, ons is gered deur genade, nie deur jou werke nie, lest any man should boast. Jy kan nie daarop roem nie, jy kan nie op jou werke roem nie, jy mag dit nie doen nie. Dit staan in Efesiërs, en jy weet, dit is net, as jy, hierdie mense soos, jy moet werk vir jou redding, so hoeveel werk is nou genoeg vir jou redding? Ja. Dit is presies wat die Rooms-Katolieke en die moslems glo, jy moet werk vir jou redding.
So wat nou? Ek werk harder as jy, so ek's meer gered as jy? Nee, Ja. jy glo wat Jesus al wat jy moet doen is, jy moet glo wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Dis al. Nie wat jy vir hom kan, nie wat hy vir jou kan. Ja. Dit is salvation. Daai salvation. Jou werke is sanctification. Dit is jou jy weet, dit het niks met jou redding te doen nie. Ja, Werner, sorry. Waar hierdie mense die pot missit, Arthur, is hulle verstaan nie dispensasies nie. Enigiets wat gebeur het nadat Jesus gekruisig is die dispensasie of genade, dispensasie van genade. Voor dit was ons onder die wet. Enigiets na Jesus se kruisiging. Kyk, die Nuwe Testament begin eintlik eers as Jesus gekruisig is. Ja, die boeke van die apostels is in die Nuwe Testament, maar dit is, soos wat jy sê, die Nuwe Testament begin eintlik eers na die kruisiging van Jesus. Ja. Want sy dood het vir ons 'n nuwe manier gegee om gered te word. Dit is deur geloof. So, daar staan in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, jy moet gedoop word, maar dis voor Jesus gesterf het. Ja. Dis voordat hy die lam geword het vir ons sondes. Dis voor dit. Voor daai dag moes jy werk vir jou redding. Na daai dag moes jy net op hom vertrou en dankie sê dat hy dit vir jou gedoen het. Ek weet nie hoekom is dit so 'n moeilike konsep om te verstaan nie. Hier sit duidelik in die Bybel. En weet jy wat, Werner, ek sê dit, ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek is 'n sondige mens. Ek doen baie sonde. Elke liewe dag van my lewe doen ek sonde. En daar is sonde in my lewe wat ek oor en oor doen, wat ek sukkel mee. Ek doen daai sonde elke dag, maar wil dit nie doen nie. En ek wil nie God teleurstel nie. En ek wil nie die Heilige Gees wat in my geseel is grief nie. Want dit is wat jy doen as jy sonde doen. Efesiërs 4 vers 30 sê dit. Do not grieve the Holy Spirit, by which you are sealed with, until the day of redemption. Jy moet nie die Heilige Gees wat in jou geseel is, grief nie. Want hy is daar tot die dag dat jy vir God. So jy grief hom as jy sonde. So ek doen baie sonde. Maar ek is gered. Ek is gered. Ek sal die koninkryk van God sien as ek nou my asem uitblaas. Of as die trompet blaas en die weg raak. Ek sal die koninkryk. En as jy twyfel daaroor of jy gaan hemel toe gaan of nie, kyk ernstig na jou redding. Jy moet ernstig kyk, mense. Ons kyk hier dis 'n saak van lewe en dood hierso. Dis 'n saak van jou ewigheid. 'n Ewigheid in een van twee plekke. Dis waar. En as jy eers daar in die hel is, jy gaan nooit weer raak in. En weet jy wat, mense gaan help toe, nie altyd deur dade nie, deur verkeerde besluite, soos byvoorbeeld, een verkeerde besluit wat jy kan neem, is om nie Jesus Christus te aanvaar as jy verlosser en evangelie te volg. Dit is die grootste verkeerde besluit wat jy kan. Vir die volgende groep mense wat ons na moet kyk, is hierdie mense wat die Torah so aanhang en die wat dink hulle is Jode en die Joodse, ek meen hierdie mense is absoluut op 'n dwaalspoor. Die Joodse, ek weet nie wat noem ons hulle nie. Ja, ek is ook nie seker wat hulle self noem nie. Hulle glo dat Suid-Afrikaners deel is van die volk van Israel. Ons is die verlore stamme van Israel. Die verlore stam van Dan. Ja. Dan was 'n rebel, die rebelstam, hy's vervang omdat hulle gerebelleer het. Ek weet nie waar kom mense aan die idee dat jy wat in Suid-Afrika bly, jy wat 'n wit Afrikaner is 'n verlore Israeliet. Mense, as jy daai leuen kan glo, is jy op die verkeerde pad. Weet jy, Werner, daar kan nog 'n Afrikaner wees wat Joodse bloed iewers in sy lyn het. Ja.
of dalk 'n volbloed Jood is, maar hy praat Afrikaans. Dit kan wees, dit is nie onmoontlik. Maar ons is nie 'n uitverkorene van Christus. Jy moet nog van steeds Israel is Ja, jy moet nog steeds doen wat elke ander mens doen. Jy moet nog steeds die evangelie van Jesus aanvaar om gered te word. So die Beteken Jode nie moet omdat dit jy- vandag doen om gered te word. Ja, dit beteken nie omdat jy dink jy's 'n Jood, jy's beter as ander en jy gaan reg uit hemel toe nie. Dit werk nie so nie. Ja. Ja, daai beweging is heeltemal uit, daar bestaan nie so iets. En dan is daar 'n ander ding. Ek weet nie of jy nog iets hieroor wil sê nie. Ja, ek het so 'n paar ouens gesien op YouTube en op Facebook wat die Torah aanhang en jy weet, hulle is die uitverkorenes. Arthur, ek weet nie, ek wil net sê dat as jy vashou in die Ou Testament en jy glo wat die Jode glo, beteken dit jy verwerp vir Jesus, jy verwerp die Messias. Mense, hierdie is ernstig, hierdie is baie ernstig, want jy verwerp hom, jy verwerp wat hy vir jou gedoen het, jy verwerp wat hy ooit bestaan het, en weet jy wat's erg, jy verwerp Bybelprofeseë wat uit die Ou Testament uitkom. Presies. En dit is so gevaarlik, dat mense dink, weet jy, ek is die uitverkorene, wit, Afrikaner, Joodse volk, ek sit op 'n wolkie. Dit is, wat is sy nou, Dion Allers het video's gedoen oor die Afrikaner leengees. Mense gaan kyk daai video's. My mond het oopgehang toe ek dit sien. Hoeveel jare hou hierdie ding al aan? Ja, daar's nog 'n ou van Suid-Afrika, Postbox Ministries. Hulle is ook in die Torah en al die wette onderhou en hulle vier die feeste en ja, ek weet nie, ek weet nie of hulle offer nie, want as hulle baie dinge doen, dan moet jy hierop offer. So hulle moet basies elke keer as hulle sonde gedoen het, 'n dier vat en hom gaan slag en hom op 'n altaar sit en hom verbrand. En dan moet hulle vir God vergifnis vra en hulle self kan dit nie eens doen nie. Hulle moet 'n priester kry om dit te doen. Maar dit is hoe dit gewerk het in die Ou Testament. Jy moes jou offer vir 'n priester vat om te slag en te verbrand en dan het die priester in die allerheiligste ingegaan en net hy kon voorspraak vir jou gedoen het by God. Jy kon dit nie self gedoen het in daai tyd. Maar na Jesus Christus se dood is die voorhangsel geskeur en ons het nou direkte toegang tot God. En Jesus het gesê dit is volbring. Dit is volbring. It is finished. Jy weet, en dit is vir my hartseer as jy deur al hierdie goed gaan en jy sê om my sondes te vergewe, moet iemand anders dit vir my doen. Jy verwerp die bloed van Jesus. Daai mense, ek kan nie glo mense kan so redeneer nie. Dit is net vir my. Ek dink nêrens aan die wêreld behalwe Suid-Afrika redeneer so en natuurlik in Israel redeneer mense so. Ja. Ek het nog nooit van so iets gehoor eers nie. Ja, in elk geval. Ja, en dan het ons 'n ander ou om terug te kom na hierdie Joodse perspektief wat mense hierdie Joe van Niekerk is ook een wat julle vanavond wegbly. Mense, daai man, hy dink hy's een van die 144,000 van Openbaring en hy vat versies uit die Bybel uit en hy gebruik dit soos dit hom pas. Jesus, mense, julle moet versigtig wees. Ja, nee, kyk, hy is heeltemal van die pad af en ek voel baie jammer vir hom eintlik. Ek voel jammer vir hom. Ek is ook jammer vir hom want ek eerlik dink ek dink nie al sy varkies is op hok nie, ek's eerlik nou. Ek het hom al aangevat op Facebook en hy sê een ding en dan 5 minute sê hy 'n ander ding. So ja, en maar tog duisende mense volg hom. Duisende mense, jy weet, ja, luister wat hy sê. So ek weet nie. Ja, nee, kyk, dis vir my so snaaks dat mense so kan volg want dis 'n sekte. Dis basies 'n sekte wat hy begin het. Ja. En mense gee vir hom geld en alles.
Ja, Maar ek het daar's baie gesien, ja, sorry. ek het gesien hy samel geld in dat mense kry hom en kom hy na hulle dorp en dan doop hy hulle daar in die riviere en goed. Jy weet, yes, mense regtig man, ek weet nie. Ja, dan is so Om gedoop te word as 'n groot mens is net 'n manier om vir mense of vir jouself te wys en ook vir mense te wys dat ek is nie skaam nie, ek is 'n Christen, ek aanvaar Jesus se evangelie, maar dit beteken nie jy moet gedoop word om gered te word nie. Ja. So wat beteken dit? Al die kinders wat geklein gedoop is in die NG Kerk, gaan hulle nou hel toe of wat nou? Hoe werk dit? Ja, of gaan hulle nou hemel toe want hulle is nou gedoop. Dit is wat die Ja, mense is nou alright want hulle is gedoop en hulle is daar's nie meer probleme nie. Dis presies wat die Rooms-Katolieke hulle doop hulle kinders en solank my kind gedoop is, nou gaan my kind hemel toe. Maak nie saak wat hy doen nie. Jy weet, Ja. dis 'n gemors, dis absoluut gemors. Ek weet ook hoe die duiwel het daarom maar baie goed reg gekry om soveel verwarring te saai tussen Christene. En hy saai dit nie net op een manier, hy saai dit op soveel verskillende maniere wat Christene so verward is. Dat hulle nie lekker weet wat om te glo. En baie Christene is so bekommerd. Gister het daar iemand my gekontak. Nie sy naam sê nie, maar ek hou daarvan om met hierdie persoon te gesels. Hy kontak my gereeld en ons gesels baie oor dinge wat in die wêreld nou aan die gang is. En hy het vir my 'n video gestuur en vir my gevra om te kyk na die video. En ek het die video gekyk en dit gaan oor die enstof en dit gaan oor die wegraping en al sulke dinge. En persoon het vir my gesê hy is bekommerd, hy is bang hy bly agter vir die verdruk. En dis presies waaroor ons praat. Jy het nie nodig om bekommerd te wees as jy gered is. Want jy is gered en jy is geseël met die Heilige Gees. Die wegraping gaan nou binnekort plaasvind en almal wat geseël is met die Heilige Gees gaan weggeraap. Die mense baie mense wat dink hulle was gered, wat die wette volg en glo hulle moet werke doen en geloof om gered te word. Hulle gaan agterbly. En baie mense wat dink hulle is Christen en hulle is gered, is nie regtig gered nie. Jy moet weet presies, jy moet presies weet wat dit is om gered te wees, om gered te kan wees. Wat dit is om gered. Jy moet weet dat jy moet glo aan die werk wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Ja. Jy moet glo met jou hart daaraan. Dit is wat jy moet glo om gered te wees. Dis al. Ja. Ja, jy moet net dit is soos wat Jesus vir die moordenaar aan die kruis gesê het. Jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Het jy vir hom gesê gaan bou vir jou 'n tabernakel, word gedoop, hardloop 7 keer om die mure van Jerigo, jy moet katekisase klasse bywoon. Nee. Ja. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net omdat jy geglo het vandag. En dit is een van die beste prentjies wat ons kan kry in die Bybel. Dat net deur geloof word jy gered. Want daai was vasgespijker, hy kon niks gedoen. Hy kon nie gemove het dan. Maar omdat hy geglo het dat Jesus die ou wat hier so in die middel hang gekom het en hy het gesterf van ons sonde, daarom was hy gered. Jy weet ons wil net sê dat ons doen nie hierdie video's vir onsself nie en ons maak niks met hierdie video's nie. Ons doen hierdie video's om vir julle die waarheid te gee. Maar ongelukkig, mense wat die ware evangelie verkondig en versprei, is altyd in die minderheid. Dit is so, ja. Nou, en dit is die volgende klas wat ek wil bespreek, en dit is jou prosperity preachers en jou self-proclaimed prophets. Ek dink hulle is seker die gevaarlikste wêreldwyd. Die charismatiese beweging en jou new evangelical movement. Jy weet daai ouens. En ons het van hulle in Suid-Afrika. Nie dink daar is baie. Hulle is die grootste meerderheid. Hulle die grootste aanhangers, hulle duisende mense wat hulle volg. Daai ouens wat vir sê saai R1000 in my ministry in en jy sal geseënd wees. En jy weet, saai soveel en doen dit en koop hierdie T-shirts by my en doen hierdie kursusse by my en goed. Daai ouens
mense, gaan kyk hoe lyk daai manne se bankbalanse. Hulle rol in die geld. Daar's 'n ou wat jy vir my van gelaat weet het, en ek het na 'n paar van sy preke geluister, nê, en dit was so goed, jy trek my tande sonder verdowing, dat ek na 'n ou luister. En hy het duisende mense wat na hom luister. Ek praat van 'n Leon de Pre. Kyk nê, Prophet Ja. Leon de Pre. En sy vrou is die prophetess. En eers geweet mens kry so iets nie, 'n vroulike profeet. En jy geweet daar is eers so iets in die Bybel. Daar is een van waar ek weet in die Bybel, ek is nie seker van haar nie, maar daar word ook nie veel oor haar gesê nie. Daar's een vroulike profeet, ek is nie seker nie, maar ja. Maar die punt is, Arthur, om jou self 'n profeet te noem en 'n multimiljonair te word daardeur. En as ek sê multimiljonair, ek was op hierdie ou se webwerf, die karre wat hierdie ou ry. Hy ry Bentleys, die hempies wat hy aantrek is Versace's. Sy oorlosies is Breitlings, Omegas, dis Rolex, dis mense, en hy sê vir jou, jy moet jou tiende van jou geld vir hom gee. En hy spog oor hierdie vakansies wat hy opgaan, en hierdie plek, hierdie huis wat hy in bly, en hoe goed dit met hom gaan, en Ja, en hy wys dit. Ek het 'n probleem met dit. Hy wys dit vir die mense, sodat hulle kan dink, hulle kan ook so lewe, as hulle saai in sy ministry. En weet jy wat, hy is nie net 'n valse leraar nie, hy is 'n valse profeet, en hy is presies die ou waaroor die Bybel praat, wat ons waarsku laaste dae. Ja, en nou sê hy, ja, hy is onder die mentorskap van 'n profeet van iewers in Afrika, ek weet nie of dit Zambië of Zimbabwe of Nigeria, ek weet nie, maar dit is sy mentor. Toe gaan Google ek daai mentor is $60 miljoen sterk. $60 miljoen. Nou gaan kyk ek na hierdie Leon de Pre se preke. Daai ou is niks anders as Joyce Meyer. Hy het 'n reeks wat hy gedoen het oor The Battlefield of Your Mind. Joyce Meyer het 'n paar jaar terug so 'n boek geskryf. Hy praat soos Benny Hinn, hy praat soos Kenneth Copeland, hy's hulle almal gekombineer. Ja. Maar wat hom gevaarlik maak is, hy praat ook oor die wegraping. Hy praat ook oor once saved, always saved. Dis wat hom so gevaarlik maak. Ja, kyk, ons glo daaraan. Ons glo nie wegraping nie, ons glo aan once saved, always saved. As jy gered is jy gered. Paulus maak dit baie duidelik in die Bybel. En hy praat oor dit, en dan laat dit sy preke so reg klink. Ja. Maar hy het sy draaie, en hy het sy maniere om mense uit te oorlê. Weet jy wat, Werner? Hy bied kursusse aan. Jy weet daarvan. Ja. Betaal hom R3,500 'n maand. R3,500 vir daai kursus, en dan leer hy jou hoe om 'n profeet te wees. So hy leer jou om te profeteer. En ja. Dit is nonsens. Dit is nonsens. Hy het iets wat jy nie het nie. Hy het nou iets van God opgeskryf wat jy nie het nie. Waaroor moet jy profeteer? Waaroor moet ons profeteer? Daar's klaar geprofeteer. Die profesie is klaar daar uitgelê vir ons van die begin tot die einde. Dit is klaar daar. Hierso sit alles in een boek. Dis wat ons moet wees, al wat ons nodig het. Ek sê nie daar is nie mense wat in hierdie tyd profeteer nie, want die Bybel sê in die laaste dae gaan mense profeteer, mense gaan drome droom en visioene sien. So ek glo dat God sit dit op mense se harte om goeters te sê wat dalk gaan gebeur. Ek is nie 100% seker daaroor nie. En ek weet nie van sulke mense nie, maar ek glo wat die Bybel sê. Maar daar is nie meer 'n ding soos 'n fully fledged profeet in die wêreld nie. Daar bestaan nie meer so iets. Ja, ek meen as jy na mense hierdie as 'n webwerf gaan, elke webpage, as jy onder op sy webwerf sê donate, ons het 5 maniere wat jy kan geld gee. En hy sit sommer klaar die bedrag in, 1000. As die uitklaar bedrag is sommer klaar daarin. Jy moet net sê pay en jou kredietkaart. Jy weet, hierdie
ek gaan kyk, gaan Google bietjie wat kos 'n Versace hemp. Jy sal geskok wees. Gaan Google bietjie wat kos 'n Bentley kar in Suid-Afrika. Hy brag daaroor, is op sy website. Ja, ek meen hy bestuur nie self uit die kar nie, hy het 'n chauffeur met hom rond. En hy speel op jou gevoel en sê vir jou, jy moet jou 10de gee, want dan sal dit met jou goed gaan. En as jy nie hierdie maand hier het nie, en jy het nie kos op jou tafel nie, dit sal met jou goed gaan. Dis uiters snert. Dis snert daai. Die 10de is in elk geval van die Ou Testament. Nêrens het Paulus gesê in die dispensasie wat ons nou sê. Paulus het nêrens gesê dat jy moet 10% gee nie. Ja. Nêrens. As iemand vir my kan wys waar Paulus, nadat Jesus gekruisig is, waar Paulus gesê het, jy moet 'n tiende gee. Daar is graag sien, daar bestaan nie so iets. Daar is, wel definitief nie in die King James Bybel nie. Ja. Miskien in die NIV of in van daai Bybels. Ja, mense moet een ding mooi verstaan en dit is nou weer waar dispensasie. Ons sal nie baie praat daaroor, maar mense kan dit gaan Google. Dispensations of the Bible. Gaan Google dit. In hierdie Afrikaanse verdraaiings en enige ander verdraaiing, sal jy nie die woord dispensasie kry nie. Dit word nie daar genoem nie. Maar in die King James sal jy 4 keer kry waar Paulus praat van dispensasie. Hoekom praat Paulus dan van dispensasie? Mense nie daaraan glo nie. Paulus sê, ons is in die dispensasie van grace. Ons is nou in die 2000 jaar van genade. Ons is in hierdie dispensasie. Voor die dispensasie was die wet en dit moes jy so onderhou het en redding was net vir nodig. Nadat hulle vir Jesus gekruisig is en na hulle nog steeds nie Jesus aanvaar het nie, na hulle vir Stefanus gekruisig het Jesus sê hy gaan die Jode provoke to jealousy, eer vir die Gentiles redding te gee. En dit is waar Paulus is. Paulus was nie daar gewees nie. Paulus het daai revelation gekry na Jesus se dood, toe hy Saulus is, en toe het hy gesê, dit is sy gospel. Hy sê dit 3 keer. Dit is my gospel. Dit is nie die apostelse gospel nie. Spesifiek my gospel, sy gospel. Ja. Nee, Arthur, en weet jy wat maak my hart seer, nê? Hierdie ouens het op 'n stadium goed begin. En hierdie prosperity self-proclaimed prophets. Ek glo hulle het almal goed begin. Hulle het almal begin want hulle het 'n hart vir Jesus en hulle wil Jesus se werk doen. En geld, hoogmoed en vroumense, daai 3 goed het al baie predikers laat val. Baie. Ja. En as jy op mense se websites gaan en hulle spog oor hoeveel geld hulle maak en hulle spog oor hoeveel ministries hulle het en hoeveel mense hulle social media kyk en hoeveel, jy weet, net daai hoe fantasties hulle is, nê, en hoeveel werk hulle vir die koninkryk doen en hoeveel kospakkies hulle uitdeel en alles is op hulle websites. Ja. Is dit hoe Jesus was? Dink 'n bietjie, is dit wat sou Jesus van dit gesê het? Ja. Weet jy, daai Roy Strauss byvoorbeeld, ek het al van sy video's gekyk. Hy sal op straat gaan en hy sal op die mense skree en hy sal hulle vertel hoe sondig is hulle en hy sal hulle so verkleineer. Nou, ek het nog nooit in die Bybel gelees dat Jesus dit gedoen het. Hy het sondaars, prostituie, moordenaars, dronkaards, het hy baie sag behandel en hy het mooi met hulle gepraat. Hy het niemand gaan verskree en hulle gaan voor almal hulle sondes uitwys. Dit wat Roy Strauss doen, dit is nie wat Jesus sou doen. Hoe gee jy vir iemand die evangelie as jy so het? Hoe gee jy die goeie nuus van die evangelie as jy op iemand gil en skree? En dis juist die ding, hulle gee nie die evangelie. Die evangelie is in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Wat sê dat Jesus gekruisig het in die kerk, hy is gekruisig en gesterf en begrawe en weer opgestaan. En dit is wat jou red as jy daar glo. Hulle gee dit nie eens.
En wat ek wil sê is, Arthur, as jy, jy weet, vir mense wat hierdie goed kyk, wat ook al, doen met dit wat jy wil, maar as jy 'n prediker is, jy's 'n pastoor of 'n dominee, doen jou werk. Gaan doen jou werk. As jy nie jou mense vertel van die hel nie, doen jou werk. As jy nie vir mense vertel om gered te word, en wat gaan gebeur as jy nie gered word nie? Mense dan sit op jou. Ja, dan doen jy nie jou werk. Dan doen Jy jy nie, dan doen daai pastoor nie sy werk. Jy staan op daai kansel en laat mense goed voel oor hulle self. Maar jy vertel nie vir mense wat vir hulle wag as hulle nie die evangelie van Jesus aanvaar nie. Dis jou werk om dit te doen. Ja. Doen jou werk. Doen dit waarvoor jy geroep is. Maar ons is so bang om te praat van die boek van Openbaring. Ons is so bang om te praat van Bybelprofeseë. Ons is so bang om te praat oor die eindtye. Hoekom? Want is nie goed vir besigheid nie. Ons gaan mense verloor. Doen jou werk. Ja. Dis wat ek vir jou sê. Ja, weer Ons werk. luister na predikers wat mense waarsku. Hulle gaan op uit hulle pad uit om mense te waarsku en sê mense, kyk om jou. Kyk wat is besig om te gebeur. Die wegraping is om die draai. Ja. En Werner, of jy nou glo in die wegraping of nie, dis nie Maar moeilik jy- om te sê. Jy sit elke Sondag op jou kansel met jou toga en jy sê vir mense, jy gee vir hulle hierdie soetsappige storieetjies. Wanneer laas het jy vir jou mense vertel, jou kinde vertel van die hel, die vure van die hel? Jesus het dan daarvan gepraat in die Bybel. Hy Hy het meer daarvan- van die hel gepraat as van die hemel. Ja, maar hoekom doen jy dit nie? Ek kan nie onthou dat ek een keer in die kerk gesit as 'n kind, wat ek dit gehoor het nie. Hoekom gee jy nie jou mense die geleentheid en sê, weet jy wat, vandag is die dag van redding. Kom ons kry julle almal vandag gered. So dit is hierdie dubbelsinnigheid van predikers en hierdie wat hulle so stil bly en goed wegsteek. Dit maak my siek regtig. Hulle stuur baie mense. Kyk, is nie jou skuld as 'n ander hel toe. Maar hulle het groot deel daarin om baie mense hel toe. Ja, ek weet nie. Ons kan aanhou, maar al wat ek sê is, dis jou werk. Jy wat 'n prediker is en jy wat 'n pastoor is. Jy wat 'n kudde het, of jy wat net evangelisasiewerk doen of sendingwerk doen of wat ook al, dis jou werk om jou mense die regte boodskap te gee. Ja, nou om vir mense te sê, roep Jesus in jou hart in en jy sal gered word en allerlei nonsens. Dis nonsens. Jy kan nie Jesus in jou hart roep en dan is jy gered nie. Jy moet glo met jou hart, sê Romeine 10 vers 9 tot 13. Glo met jou hart en bely met jou mond dat Jesus wat vir jou die prys gesterf het. Dat sy bloed vir al jou sondes betaal. Dan is jy gered. Nie om Jesus in jou hart in te nooi en om en om in 'n God te glo nie, want Satan glo. Ja, hy ken die Bybel beter as ons. Ja. Jy weet, moenie as jy 'n prediker het wat weet wat aangaan, sal hy jou leer. Ja. Jy onderskat nie die duiwel nie. Hy het baie meer ondervinding. Hy is baie geduldig. Hy sal enigiets doen om jou lewe moeilik te maak en seker te maak jy gaan hel toe. Ja. En selfs as jy gered is, sal jou lewe vir jou moeilik maak. Ek het 'n ding gekyk oor hierdie Leon en hy het gesê, hy sidestep the devil, dink ek was wat hy gesê het. Jy's so hoogmoedig om sulke goed te sê. Hoe kan jy sulke goed sê? Jy kan dit nie sê, jy is tot niks in staat sonder Jesus nie. Ja, Werner, ek het nie veel meer daaroor te sê nie. Mense moet net versigtig wees. Luister mooi na wat 'n pastoor of 'n prediker sê. Luister baie mooi. As hy vir jou sê, jy kan redding kry deur
baie van hulle sê dit, draai van jou, jy moet draai van jou sonde. Dis nie die waarheid, jy kan nie, jy sal nooit ophou sonde. Al wat jy moet doen is glo die evangelie. Na jy die evangelie glo, probeer om reg te lewe. En God sien dalk, en hy gaan jou beloon vir jou effort wat jy insit om reg te lewe. Maar dit red jou nie. Ja. En weet julle, ek raak agressief oor hierdie goed, want en dit is nie 'n persoonlike aanval op mense nie. Hierdie is mense wat in die hel gaan brand vir altyd en ewig. En dit is hartseer. Dit is hartseer. Mense vir wie jy liefhet, jou vriende en familie, as hulle nie daai boodskap kry nie. Dis hartseer. En dis hoekom dit is my passievolle storie hierdie. Ja, definitief. En Jesus het, weet julle wat, Jesus se evangelie is so eenvoudig, 'n 5-jarige kind kan dit verstaan en gered word. Ja. Dit is so eenvoudig. Ja, dit is nie moeilik nie. Kyk na Paulus se boeke. Ons Gentiles en eintlik almal wat nou gered word, moet Paulus se boeke volg. Hy sê dit, follow me, I am the apostle to the Gentiles. Hy sê dit meer as een keer, follow me. Ja. So daar's niks ingewikkeld met Paulus se boeke. Dit is eenvoudig, glo met jou hart en bely met jou mond en jy sal gered word. Johannes 3 vers 16 maak dit baie duidelik. Almal wat Jesus Christus aanroep, sal gered word. Almal. Ja. Weet jy, Arthur, ek het nou nog 'n interessante ding gesien, as Paulus vandag moes gelewe het. Wat 'n kerk sou hom ingenooi het om te kom preek by hulle? Ja. Ek weet nie van so 'n kerk. Hierdie lou warm kerke, die Laodicea kerk van Openbaring 3. Hoeveel van hierdie kerke sou vir Paulus ingenooi het? Paulus wat 'n tentmaker was, en gesê het, Paulus kom preek by ons. Ja. Hulle sou nie. Dis die minderheid. En mense hoef nie ver te gaan soek om 'n kerk van Laodicea te soek nie. Hier waar ek bly, is, ek weet nie van een kerk wat die regte evangelie gee nie. Ek bly ooral 'n kerk. En 2 blokke verder is nog 'n kerk. Daai kant toe is 'n kerk. Oralste is kerke. En ek dink ek was al in die meeste van hulle gewees, en ek het nog nie by een van hulle die ware evangelie gehoor. Nog nie by een nie. Ek was nou eendag by 'n kerk wat ek en my vrou nogal baie besoek het. En ek was in daai kerk gewees na die lockdowns en dit was my lekker om weer in 'n kerk te kom. En wat hoor ek? Ek moet jammer sê oor my white privilege in 'n kerk. Daai kerk sien my nooit weer nie. Sê eerder vir my hoe ek gered kan word. Sê eerder vir my wat gaan gebeur as ek dit nie doen nie. Ja. Vertel my eerder van Openbaring. Ja, weet jy, Laodicea is al om ons. Dit is omtrent al die kerke. Ek dink 99% van die kerke in ons land. Dit is Bybelprofesie. Dit staan in die boek van Wat ons net gou vir die mense ook sê, wat is die kerk van Laodicea? Dit is die kerke wat weggeval het van die ware doktrine van Paulus af. Hulle het weggeval, hulle almal preek soos hulle wil. En is die denominasie en is daai denominasie. En dit is kerke wat ryk geword het. Wat hulle voel, hulle het nie meer God so baie nodig nie, want hulle kyk hoe baie geld ons het 'n mooi gebou. Ja, en ons ry mooi karre, mooi huise. Ja. Maar goed met ons. Ja. En dit is wat kom uit, daar was 7 gemeentes in die ou Turkye, en een van daai gemeentes was die kerk van Laodicea, en dit is soos jy sê, dis die lou warm kerk. Dis 'n simbool van vandag se kerk. Ja. In elk geval, Arthur, ja, ek en jy raak baie passievol hieroor, maar ongelukkig gaan mense nie luister nie. Ja, ons kan nie stil bly daaroor. Ek weet wat die waarheid, jy weet wat die waarheid is. Ons gaan daaroor stil bly. Ons luister en hierdie boodskap deel
met ander mense. Maar ongelukkig, mense hou van die rockstar preacher, jy weet die ou met die ponytail en die Versace hempie en yes, hy's so cool hierdie ou, jy weet, en hulle hou van die smoke masjiene en die laser show en die Bands, rockkonsert, alles. jy weet, en die praise and worship wat vir 87 minute aanhou en selfe liedjie oor en oor en oor en oor en oor. Hulle like dit, Ja. jy weet, maar ja, anyway. So die maklike van alles, glo jy's gered. Hulle soek nie Ja. dit nie. En ander mense wil weer werk, want hulle wil nie werk omdat hulle God wil impress, kan ek maar sê nie. Hulle wil werk om ander mense te kan impress. En Arthur, as jy vir jouself 'n empire bou in die naam van Jesus, nee, ek wil nie in jou skoene staan. Ek wil nie in hierdie ouens se skoene staan. Ja. Die dag as daar oordeel uitgedeel word daar bo in die hemel nie. Ja. Ek wil nie. Ja, ongelowiges kry hulle spesiale oordeel nie. Gelowiges is nie deel van daai oordeel nie. Dit is spesiaal Maar wat vir hulle eenkant gesit. Ek praat van die Bema seat. O, okay, ja. Ja. Ja, die gelowiges gaan voor die Bema seat staan en ons gaan ons kan maar amper sê prysuitdeling daar kry en ons belonings kry daar vir wat ons gedoen het na ons gered is. Baie van hierdie ouens wat hulle is dalk gered, maar hulle met tyd het hulle van die pad af gegaan en die verkeerde En dokter. weet julle wat, daai dag as jou werke verbrand word, to hay and stubble staan in die King James, to hay and stubble. Daar staan, some of them will suffer great losses. Ja. Is nog steeds gered. Ja, jy sal die koninkryk sien, maar jy gaan baie en dis ewige belonings wat jy verloor. Dis En nie as jy is nie tydelik nie. As jy goed gedoen het om jouself te verryk en die Bybel sê een hand moet nie weet wat jou ander hand doen nie. Ja. As jy dit vir al die verkeerde redes gedoen het. As ek en Arthur moet begin hier op hierdie channel sê alles wat ons doen, dan doen ons dit vir die verkeerde redes. En Werner, weet jy wat, die feit dat ek en jy, ek gaan dit sê, en dit is nie om aandag te trek hierso en enigiets te bereik nie. Die feit dat ons die evangelie verkondig, oral waar ons gaan, en dat ons dit op straat doen, maak nie dat ons gered is, en ons vertel dit nie vir almal om aansien te kry nie. Maak nie dat ons gered is. Ons doen dit, want dit is 'n werk wat vir ons gegee is deur God. Dit is deur God, ons is opgewek deur God. En eintlik, enige gelowige opgewek deur God. Enige ou wat homself 'n Christen noem, moet die evangelie verkondig. God wil hê jy moet daai beloning kry in die hemel eendag. Hy wil jou beloon, hy wil vir jou baie gee as jy daar kom. Maar as jy dit nie doen nie en jy is werklik gered, jy sal nog steeds, jy gaan die koninkryk van God sien. So ons doen dit nie vir geld nie, ons doen dit nie vir aansien nie. Ons doen dit want ons wil graag mense se siele gered hê. Ek wil as ons daar bo kom. Dit sal vir my lekker wees as daar mense na my toe kom en sê, hoor hierso, ek dank jou dat jy gehoorsaam was aan God, dat jy vir my die evangelie gegee het. En Ja. ek staan nou hier by jou in die koninkryk as gevolg van jou gehoorsaamheid. Dit gaan vir my lekker wees. Baie lekker wees. Dit wat jy doen nadat jy gered is, daai goedjies wat jy doen na jy gered is, dis die goed wat jy gaan moet daai goed gaan in die vuur gegooi word. Ja, die verkeerde goed wat jy doen, of goed wat jy met die verkeerde intensies doen, na jy gered is, gaan in die vuur. Daai gaan either verbrand, like hay and stubble, of dit gaan edelstene word. Dit staan in die woord. Ja. En, like, soos ek gesê het voor, some of them will suffer great loss. So ja, as jy iets vir die Here wil doen, doen dit nou. Want ek glo en Arthur glo, die tyd raak min. En jy is nie gewaarborg van jou volgende asem nie. Jy is nie gewaarborg, jy gaan môreoggend wakker word nie. Dis genade. Ja. Die eerste ding wat jy moet doen is, sorg dat jy werklik gered is. Ondersoek jou redding. Kyk dat jy presies weet wat redding is. Want dit is die nou pad hemel.
jy moet presies weet wat redding is. Die nou pad hemel toe is nie die nice goedjies wat jy doen. En hoe gehoorsaam is jy? Ja. Die nou pad hemel toe is die wete dat jy presies weet wat dit is om gered te wees en dat jy glo dat dit bestaan. En Arthur, ek en jy gee altyd die geleentheid vir mense om te weet hoe om gered te word. Ons noem dit die ABC's. Ja. Ja, A is admit you're a sinner in need of a savior. B is believe in your heart that Jesus Christ is Lord. And C is call upon the name of the Lord and you will be saved. Ja. So maklik soos dit. Arthur, baie dankie. Met plesier. Daar's hy. As hy Kat hom.